Vader, baie dankie dat ons vanaand so by mekaar kan wees. En dankie Here vir manne en vroue wat hulle huwelike ernstig opneem en die wat nog wil trou, dat U Here hulle ook help om net seker te maak hulle het al die gereedskap om dan 'n suksesvolle en volwasse huwelik te kan hê. Dankie Here vir die vrug van die Gees wat vir ons help om daai man en vrou vir mekaar te wees wat U wil hê ons moet wees. Laat U naam vereer word in elke hart en lewe, Here. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. En almal sê, amen. Nou, vanaand praat ons oor konsiderasie. Die eerste sleutel wat ek vir jou gegee het, was kommunikasie. Nou is jou tweede sleutel om dan daai huwelik te kan hê wat God graag wil hê ons moet hê, en om daardie huwelik te kan hê wat uitwerk op die plan wat hy vir ons het, want ons weet wat hy gesê het. Ek weet wat 'n gedagtes ek kan gaan na julle koester, gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te kan gee. So God se droom is nog steeds dat ons goeie, wonderlike, suksesvolle huwelike sal hê. Amen. En nou is die eerste sleutel was kommunikasie. Kan ek gou net vra, wie van julle het so baie geleer verlede week, jy kon dit hierdie week toepas? Met sukses. Het dit nogal gehelp? Om dan te kan help ten opsigte van hoe kommunikeer ek? En dan dat ons sag praat, en seker maak my woorde sag en soet, want ek weet nie wanneer ek hulle moet eet nie, en seker maak ek is nie besig met verkeerde spraak nie, en sodoende so, as het gehelp het, hou aan daarmee, amen, as het nog nie gehelp het nie, begin daarmee, okay, so as het nog nie gehelp het, dan beteken jy dit nog nie reg gedoen nie, begin maar weer, van vooraf, en dan doen jy dit net gou weer. Maar kommunikasie is ons eerste sleutel. Die tweede sleutel is konsiderasie. Nou, die beste voorbeeld of die beste definisie van konsiderasie, en hier is nou vir die manne, is om seker te maak beide haar voete is in die kar voordat jy uitry by die driveway. Dis consideration, nee? So maak seker al twee haar voete is in die kar voordat jy uitry by die driveway. Nee? Daar is 'n gesegde dat 'n man maak net vir sy vrou die kar se deur op vir twee redes. Of die kar is niet, of die vrou is niet. Amen. Nou dis waar konsiderasie inkom, Rian. Hier is die aanklag. Jy maak nie meer vir my die deur oop nie. Nou, ek gaan net so 'n staaltjie uit ons eie lewe uit vertel. Nou, ek het kort het ek huwelikseminare aangebied of dan mense getrou, en een aand doen ons huisbesoek. En ek gaan toe, en ek maak toe, nadat ons huisbesoek gedoen het, gaan ek gaan maak die kar se deur oop vir my vrou, en dadelik vra die mense by wie ons was, pastoor, is dit nou 'n nuwe kar of is dit nou 'n nuwe vrou? Maar dit was 'n getuienis na my kant toe, dat ek ten minste nog die kar se deur oop maak. Nee, na 20 jaar maak ek nog steeds vir my vrou die kar se deur oop. En so I must practice what I preach, nee? So daar kan julle, as my vrou hier was, kon sy vir julle gesê het, dis weinig dat ek dit nie doen nie. Dis of daar was nie genoeg spasie nie of wat nie, maar ek sal die meeste van die tyd sal ek dit reg doen. Nou, die menslike natuur is om eers aan onsself te dink en nie aan ons maat nie. Dis jou menslike natuur, dat jy eers aan jouself sal dink, maar Jesus gee vir ons die teenoorgestelde voorbeeld. Daar in Filippense 2 vers 3, hy sê, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Dit is wat Paulus vir ons leer. So beteken, as ek en jy ingestel is op mekaar, en jy stel mekaar eerste, nee, dan beteken dit, ek maak seker, ek doen dit, soos byvoorbeeld die huise deur oopmaak, of seker maak, my vrou gaan eerste hierdie deur. Nou, as jy nou 'n Zulu of 'n ander kultuur was, dan was dit nou teenoorgestelde. Hulle sê weer, nee, as die man laat sy vrou eerste ingaan, dan is hy 'n bang man. Want 'n man moet deur die deur gaan en seker maak, daar's nie gevaar nie.
So volgens hulle kultuur moet die man eerste ingaan, maar in ons kultuur is dit net daai konsiderasie dat my vrou gaan eerste deur die deur en dan sodoende dan wys ek my konsiderasie. Nou kom 1 Korintiërs 1 vers 10. Hy sê, maar ek vermaan julle dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees met dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Nou, die Engels sê dit, learn to be considerate. Beteken leer om jou maat te konsidereer. En dis vir my amazing, en ek dink dit is baie keer waar ons fout gegaan het. Toe ons gedate het, waar is die ouens wat gedate het, en dan kon onthou hoe jy gedate, dan beteken dit, jy het jou beste gedoen, nee? Jy het jou pad uitgegaan, jy het haar gekonsidereer, en sy het jou gekonsidereer, en jy het so mooi met mekaar gewerk, maar dan later aan, het ons mekaar as vanselfsprekend aanvaar, en dan konsidereer ons mekaar nie meer nie. Nou, en ek ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, om dan te kan sê, hy sê, thinking of we, instead of me. Nou, hier wil ek gou vir die manne sê, manne, moenie jou pelle nooi vir 'n braai, wanneer jy rugby aan is, voordat jy nie jou vrou gevra het. Waar is die elmboog? Gee daai elmboog nou, terwyl jy kan. Nee, wat beteken, I didn't consider we, I just considered me. En die vroue, moenie jou dames nooi vir 'n kuier of 'n uitgaan voordat jy nie eers met jou man daaroor gepraat het nie. So, in alles kom ons konsidereer mekaar en ons neem mekaar in ag. Die beste woord in Afrikaans is inagneming. Dan beteken dit, ek ag jou hoor as daai mense, ek gaan eers by jou hoor, is dit reg so? Kan ek hulle nooi vir 'n braai? Is dit reg dat ons by mekaar kom, of kan ons vir hulle gaan kuier, dat ons eers mekaar hoor? Een van die dinge, wat ek geneig was om te doen, partykeer doen ek dit nog, is om byvoorbeeld huisbesoek te gaan doen, dan reël ek, hoorie, nee, ons kom maar by julle draai maak. Dan kom ek by die huis aan, en ek sê vir my vrou, hoorie, trek gegaan, ons gaan gou huisbesoek doen. En dan sê sy, maar kyk hoe lyk my hare, en ek het nie gremering aan nie, en ek is nie, okay, my vrou dra nie vreeslik gremering nie, maar hoe dit ook al sê is, ek het haar nie gekonsidereer nie, ek het haar nie voor die tyd voorberei nie, en sy is nie reg daarvoor nie. Nou gaan sy, want sy wil my tevrede stel, maar sy is nie happy met my nie, nee? Baie lief vir jou, maar ek like jou op hierdie oomblik niks, nee? Julle ken daai een, nee? Lief vir jou, maar ek like jou niks, nee? Let op en gee aandag, veral ons as manne, nee? As jou vrou vanmôre uitgegaan het by die deur, het sy eerste by jou gehoor, jy lyk pragtig, jy lyk mooi. Of moet sy dit eers by iemand anders hoor, voordat sy dit by jou hoor. So, kom ons sê vir mekaar, hoorie, jy lyk snazzy, jy lyk mooi, en kom ons gee eerste die aandag. En dan, geluk is byvoorbeeld, is 'n byvoordeel van die huwelik, dis nie die eerste prioriteit nie. Die eerste prioriteit is om onselfsugtig te wees, soos Jesus. Partykeer is die dinge wat jy moet doen, maak jou nie happy nie. Maar omdat jy haar konsidereer, of omdat sy jou konsidereer. Waar is die vrouens wat niks hou van rugby nie? Maar nou sal jy, terwille van jou man, sal jy nou gaan rugby kyk. Behalwe as jy saak speel. Nou, die ander kant van die saak is dat 'n man nou na 'n vrouefunksie toe gaan, of na 'n Tupperware party toe gaan, waar jy wil wees, nee, en hy moet op sy tande byt. Want I hate being here, but just for you, I will do it. Nee, daai konsiderasie. Ek wil julle nou 'n voorbeeld noem. My vrou wil na 'n vrouekonferensie toe gaan volgende week. Raai wie moet afvat? Moi. Nou wat gaan ek nou daar doen vir 3 ure? Nou moet ek ook gaan luister na ander vrouens se prediking, net omdat my vrou nie in die verkeer wil ry nie, en sy is te bang om daar te kom, en sy is bang sy verdwaal, nou moet ek saam gaan. Why will I do it? Just because I love her. Amen. Just because I love her. Dan sal ek dit doen.
Nou kyk gou hier, en sy weet dit. Hallo? Sy weet dit. En dan is amper half daai ding van, ek hoef jou nie te vra nie. Nee. Daar is nie meer, ag my liefie, sal jy my vat nie? Sê, hoor jy, ek moet daar wees en jy moet my vat. Hallo? Sy gaan hierdie video sien. Ek wil hê sy moet dit sien. Sy moet dit weet. Nee, so kyk. Nou hier wil ek vra, vrouens asseblief, net om hom te konsidereer, vra hom, hy gaan dit in elk geval doen, maar vra hom, dis net nice, okay, vra hom, sal jy my asseblief vat, nee, en as hy nee sê, dan begin jy smeek, nee, en dan as jy smeek nie werk, dan begin jy kwaad word, okay, nee, kyk gou hier. Nou 1 Petrus 3 vers 7, hy sê net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe. Nou daai skrif is seker een van die moeilikste skrifgedeeltes wat 'n man kan kry in die Bybel. Hy sê net so moet julle manne verstandig met hulle saamleef en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, sodat julle gebede nie verhinder kan word nie. Nou my vrou gebruik hierdie skrifgedeelte verskriklik baie. Nee, sy sal my baie keer herinner, jy moet nie dink die Here gaan jou gebed hoor nie. Nee, omdat ek nou nie nice met haar was nie, of nie reg gewerk het met haar nie, dan sê sy vir my, die Here gaan nie jou gebed hoor nie. Nee, maar kyk gou na die Engels, hy sê, husbands, show consideration, beteken, besef wie jou vrou is, besef waartoe sy in staat is en wat sy kan doen. Nou, ek wil sê gelukkig of ongelukkig het ek een van die vrouens gekry, sy sal vir my vra, hoorie, sal jy vir my hierdie portret opsit? En as ek nie gou genoeg reageer nie, dan het sy hom klaar opgesit. Sy sal my, omdat sy nice is, sal sy my vra, net om my te konsidereer as die man, maar as ek nie gou genoeg reageer nie, dan nok sy hom net waar sy 'n gaatjie kan kry, en sy sit hom op. So, ek het nou geleer, act quickly, because at least I know where it's going. Dan weet ek, hy is op die regte plek, en dan weet ons, dis sommer reg gedoen. Nou, ons gebede kan selfs onverantwoord bly as gevolg van ons selfsugtigheid. So moenie selfsugtig wees nie, konsidereer mekaar sodat jou, en ek wil sê, dis nie net op die manne van toepassing nie, ek wil nou sê, dis op die vroue ook van toepassing, moenie verwag dat jou gebede verhoor moet word, as jy nie aan jou man kan onderdanig wees, of jou man kan konsidereer nie, moenie verwag of dink dat die Here jou hoor nie, moenie dink jy so geestelik, jy het nie nodig om mekaar in ag te neem nie, God het hierdie huwelik so hoog geag, dat hy vergelyk sy verhouding met hom en die kerk met die verhouding tussen 'n man en 'n vrou. So die huwelik is vir God verskriklik belangrik en daarom moet ons reg met mekaar werk, sodat ons so kan wys dat ons kinders van God kan wees. Nou, die hartseer is, hoe langer ons getroud is, hoe minder konsidererend raak ons. Nee, waar ons als reg gedoen het en indruk probeer maak het, nou, ek het jou nie nodig om jou mee te beïndruk nie, jy is nou myne en dis nou klaar. Nee, en dis waar ons die fout maak. Ons as mans, was oor die algemeen is ons die jagters, nee? So wat ek laas gesê het, jy jag vir die huis en jy jag vir die kar en dan jag jy vir die vrou en dan dink jy het aanhou en nou is dit klaar. En dan kom jy agter, werk nie so nie. Met 'n vrou is dit van elke môre tot elke aand. Amen. Jy moet amper in die aand sê, dank die Here, sy is nog myne. En nou wil ek dit omdraai, vrouens, moenie jy dink, hoorie, nou het ek nog 'n dag uitgehou met hom nie. Nee, dank die Here, hy is nog myne. Amen. Nou, ek wil gou vir julle die voorbeeld noem. Sê nou maar, en ek gebruik dit baie met die troues wat ek doen. Sê nou maar, jou vrou sal 'n verkoue hê. Daar reg gaan die begin, daai eerste jare. Dan sal jy nou amper half sê, liefie, ek kan sien jy het 'n verkoue en ek weet dat ja, die ding is, ek het die paramedics gebel om jou hospitaal toe te jaag en ek weet jy hou nie van die hospitaal kos nie, so ek bring vir jou kos. Dis jou eerste jaar. Die tweede jaar, dan sê jy vir haar, liefie, ek kan sien jy is nie baie lekker nie, ek het die dokter gebel dat hy net 'n house call maak, kom ek sit jou in die bed.
Die 3de jaar van julle getroude lewe, dan sê jy vir haar, liefie, terwyl ek na die kinders kyk, wil jy nie afry na Medikliniek toe, dat jy net daai verkoue onder beheer kan kry nie. Dis die 3de jaar. Die 4de jaar, dan sê jy vir haar, liefie, nadat jy die kinders in die bed gesit het, en die skorrel goed gewas het, dink ek, rarig moet jy nou in die bed kom. En dan in die 5de jaar, ag asseblief, kan jy ophou blaf, ek kan skaars die televisie hoor. Nee. Nou wie sal daar? Wie sal daar? Nee? Nou wil ek sê, julle moet nou back to square one. Back to the paramedics. Ek sal Callie se nommer vir julle gee, dat as jou vrou nou weer siek word, dan bel julle vir hom, dat hy julle kom haal. Nee, dat hy julle kan ten minste vat en in die hospitaal kan kry. Nou goed. Nou dis konsiderasie, ons verloor die konsiderasie so langer ons getroud is en hoe langer ons met mekaar te doen het, dan is ons nie meer so konsidererend soos wat ons was nie. Nou, hoe wys ons konsiderasie of hoe wys ek my omgee of my simpatie? In die eerste plek deur hulle te help, nee? Selfs om goed te doen voor die ander een vir hulp moet vra, nee? Nou, hier wil ek gou dit sê, ons laat partykeer na, om net te kan sê, hoorie, kan ek jou help? Nou, hier wil ek kan sê, ek wil net gou reg help. Wanneer die man op die leer staan, en hy vra vir die vrou, help my gou, moet jy baie spesifiek wees, waarmee moet sy help? Want sy gaan 10 teen 1 jou bene kom vashou, in plaas van om die leer vast te hou. Sy dink sy help jou. Okay, nou hulle kan dit nie daar hoor nie, maar soos hy nou sê, ek is nie jou spannerboy nie, nee? Nou beteken dit, ek kan nou nie, maar hier moet ek eers vra, of die hele ding gaan oor, kom ons begin, hulle sê, voorsorg is beter as nasorg. As jy sien jou vrou het hulp nodig, bied jou hulp aan. As jy sien jou man het hulp nodig, bied jou hulp aan. Hy kan dit eerder weier en sê, nee, ek is okay, ek is reg. Maar dan het jy dit aangebied. En dis daai konsiderasie wat so baie beteken. Net die feit dat jy bereid is om te help. Net die feit dat jy bereid is om daar vir mekaar te kan wees. Nou, Efesiërs 4 vers 2 sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Die Engels sê, show your love by being helpful to each other. Nee, so beteken, wys net, jy is lief vir my. Want wat is die nadeel? Jy het gesien ek sukkel, en jy het my nie kom help nie. Nee, jy is nie meer lief vir my nie. Nee, nou dis waar die ding inkom. Wys jou liefde voor die tyd, sodat daar nie nodig is, dat na die tyd daar geklaar moet word nie. Deur in die tweede plek simpatie te hê, met veral wanneer hulle twyfel of vrees. Nou hier is nou veral vir die manne, nee, dat jy simpatie sal hê. Hoekom is my vrese altyd logies en joune is stupid? Hallo? Ek mag bang wees, maar jy mag nie bang wees nie. Jy mag worry, maar ek mag nie worry nie. En dis wat ons net moet kan seker maak, dat ons mekaar se vrese en mekaar se worries sal in ag neem. Dat as jou man, en ek wil sê, en hier ook vir die manne, as jou man besig is om te worry oor 'n ding, moenie net dit afmaak as niks nie. Geef vir hom, hoorie my man, ons bid saam. Hoorie my man, ons sal die Here vertrou. Hoorie my man, ek sal saam met jou bid, en ek gaan saam met jou hoop, en ons gaan dit deurdruk. So, gee jou ondersteuning, en dan dieselfde met die vrou, veral die vrou, omdat hulle emosionele wesens is. Manne, jy kan nie dink, omdat jy met jou kognitiewe denke dink, dis niks nie, moenie dink dat jou vrou ook dink, daai ding is niks nie. Maak seker dat jy konsidereer hulle, en jy begin dit in ag te neem, deur dan vir hulle eerder die simpatie te wys, of dan net hulle in ag te neem. Romeine 15 vers 1 en 2 sê dit, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag, en wie sou die naaste? My man of my vrou. Ons moet die naaste behaag, elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is en tot stigting.
Weer eens sê die Engelse Bybel, hy sê, we must be considerate of the doubts and the fears of others. Amen. Dit beteken as jou vrou twyfel, as jou vrou sekere bekommernisse het, moet jy dit in ag kan neem, en jy moet dan vir hulle simpatie kan hê. Die derde ding is, deur hulle foute te vergewe. Kyk gou na mekaar die getroudes. Kyk gou mekaar in die oë. Okay, sê gou vir mekaar sorry. En dan sê jy vir mekaar, ek vergewe jou. Amen. Nou wat nou? Wat het ek nou? Ek het nie nodig om jou te vergewe nie, nee. Ek wil hê jy moet dit leer. 'n Seun kom eendag na sy pa toe, hy sê, pa, ek wil trou. Sy pa sê vir hom, sê sorry. Hy sê, hoekom? Ek het nie nodig om sorry te sê nie, hy sê sorry. Hy sê, pa, maar ek het niks verkeerd gedoen nie, hoekom moet ek sê sorry? Hy sê sorry. Hy sê, okay, ek sê sorry. Hy sê, okay, nou kan jy trou. Jy moet kan leer om sorry te sê, nee? Nou, as gevolg van twee onperfekte mense, is daar nooit 'n perfekte verhouding. Amen. Jy sit met twee onperfekte mense, al twee mag dalk streef om soos Jesus te wees, en so wat Tinus laas gesê het, hoe nader ons aan die Here kom, hoe nader kom ons aan mekaar. Maar jy sit met twee onperfekte mense, en dan sit ons nou nog met hysterie. Hallo? Veral as jy iemand trou, 'n tweede en 'n derde huwelik sit met geweldige hysterie, sit met geweldig seer, sit geweldige verwerping, sit met 'n klomp baggage, wat nou in hierdie huwelik moet uitgesorteer word. En dis waar ons die konsiderasie vir mekaar meer moet hê as ooit van tevore. Hulle sê 80% van tweede huwelike misluk, want die eerste een het ek nooit eers geleer wat is die foute wat ek gemaak het nie. Ek het nooit gegaan vir counseling nie. Ek het nooit gegaan dat ek persoonlike berading kry nie. Dis waarom ek sê, voordat ons huweliksberading kry, moet ons eers persoonlike berading kry, dat ek eers genees kan word van al my, ek het dit laas genoem, hurts, hang-ups en habits. Kan ek dit weer sê? Hurts, hang-ups en habits. Ek het sekere habits aangeleer wat ek moet afleer. Sekere hang-ups wat ek het, wat ek moet van ontslae raak. Sekere hurts wat ek moet kan vergewe en kan oorwinning oor kry voordat ek die man en die vrou vir mekaar kan wees. En daarom moet ons kan seker maak, ons het mekaar ook van harte vergewe. Nou, hier wil ek gou vir julle vra. Ons het 'n kursus, het julle al begin? By die 70x7. Okay. Hulle is besig met die 70x7, maar ek wil hom weer aanbied. So na die huwelikskursus, dan gaan ons die 70x7 kursus aanbied. Okay? Dis 8 weke. En dan wil ek hê julle moet dit bywoon. Eintlik moes ons hom eers gedoen het voordat ons hierdie kursus gedoen het. Dan was hierdie kursus nou sommer vir jou baie makliker en baie beter, nê? Want nou leer jy klomp goed en dan dink jy nog, ek sukkel nog met daai ene. Nee, want ek het nog nie vergewe nie. Ek het nog nie vrygespreek nie. Ek het nog nie uit die tronk uitgekom en my maat uit die tronk uitgelaat nie. Maar die 70x7 is die volgende kursus wat ons doen en ek sou graag wil hê julle moet hom almal doen. Amen. So ons gaan dit ook doen. Net na hierdie een. Goed, kyk gou-gou. Kolossense 3 vers 13 sê: verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander een 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Die Engels sê, make allowances for each other's faults. Nou, hier wil ek gou vir jou dit sê, waar is daai kursus? Of die, kan ek net gou sien, wie het nog nie hulle persoonlikheidsanalyses vir my gestuur nie? Hande op. Ok, jy moet hom vir my stuur. Want jy agterkom, hoekom maak jou man en jou vrou foute? Want hulle ken jou nie, en hulle ken hulle self nie eers nie, en hulle tree uit vanuit hulle basiese, wil ek amper sê, mondering, en dan doen hulle goed, sonder om te weet, hulle maak jou seer. Hulle doen goed, want het is sy persoonlikheid, en is haar persoonlikheid, en dan sonder om te weet, hoe dit jou affekteer. En hier moet jy kan weet, omdat ons so verskil van mekaar, gaan ons sekere dinge doen, ons hele huwelik, wil ek amper half sê, jou daaglikse ding is om vanaand te kan gaan slaap, en vir jou te kan sê, ek het jou vergewe. Nee? Nou, hoe langer ons saam met mekaar is, dan begin ons mekaar leer ken, dan kom ons op 'n plek waar ons mekaar se sinne kan voltooi. Nou vandag dink ek,
Hoor jy, ek en my vrou was, binne 3 jaar was ons daar, en iewers langs die pad het ons het verloor. Nee, wat ons mekaar se sinne kan voltooi, wat ons mekaar in ag geneem het, en geweet het waar ons, hoe die ander een dink, en voel, en gaan redeneer, en dan het ons baie keer nie eens nodig hê, dan maak ons mekaar minder seer, want ek het jou leer ken, en ek weet wie jy is, en dan in die proses, dan maak ek seker, ek maak minder foute, hoekom? Want ek neem jou in ag. Maar dan moet ons ook, nadat ons foute gemaak het, moet ons mekaar ook kan in ag neem, en mekaar kan vergewe. Julle weet van die man en die vrou wat gesê het, die Bybel sê, jy mag nie kwaad gaan slaap nie. Toe sê, dis nou al 3 dae wat ons wakker is. So party ouens sal eerder wakker bly as om ek te vergewe. Hy sal eerder wakker bly as om te sê sorry. En dis wat ons moet kan leer. Leer om te sê sorry en leer om te sê ek vergewe jou. Want as ons een keer meer kan vergewe as wat ons teenoor mekaar gesondig het, dan hou ons huwelike tot Jesus kom. Amen. Of tot die dood ons mag skei. Nou, kyk gou hier. Jakobus 3 vers 18, hy sê, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Jakobus sê, dis wyse mense wat vergewe, en is wyse mense wat considererend is. Hy sê, consideration is a mark of wisdom. So nou wil ek vir jou sê, gaan en wees dom, en wees nie considererend. Maar as jy slim wil wees considererend. Neem jou maat in ag. Jy moet kan weet, ons het 3 groot uitdagings. Van die dag wat jy getroud is, het jy 3 groot uitdagings. Jou eerste uitdaging is die onverwagte verskille. Nee? Daai onverwagte verskille, dis waarom het altyd beter is om lang te date voordat jy trou. Sodat jy al daai ou en vrou se ins en outs kan ken. Sodat die dag wanneer jy getroud is, jy nie verbaas raak. Hoorie, waar kom daai ding vandaan? Ek het nooit geweet van daai ding nie. Nee, hoe langer ons date, nou, sommige van ons kan nie langer wag nie. Nee, want die Bybel sê ook, dis beter om te trou as om te brand van begeerte. So sommige ouens, hulle kon het nie hou nie, en toe moes hulle trou, of hulle moet trou, of wil trou, omdat hulle nie kan uithou nie. Nee? Nou, hy sê hierso, David Murer sê hierdie woorde, a great marriage is not when the perfect couple comes together, it is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. So leer mekaar se verskille ken en leer om het eerder te waardeer en mekaar te geniet en te aanvaar. Kyk jy gaan nou maar vir altyd van my verskil. Jy gaan nie dieselfde wees as ek nie. Jy gaan nie dieselfde dink nie. Jy gaan nie dieselfde redeneer nie. Jy gaan nie dieselfde optree nie. Ek wil nou byvoorbeeld 'n vroutjie gebruik. Ons het so rukkie terug gaan doen ons huisbesoek by mense en die man sê nee, ek kan nie crowds hanteer nie. En dis waarom hy nie wil kerk toe kom nie. Maar die vrou wil tussen mense wees. Haar persoonlikheid is, ek wil tussen mense wees. En nou het sy met hierdie ou getrou wat glad nie tussen mense wil wees nie. Hy wil nie by 'n braai wees nie, hy wil nie bekuier nie, hy wil nie na diens, wil hy nie saam eet nie, hy wil net huis toe gaan en waar hy alleen kan wees. En hierdie vrou sit met hierdie frustrasie in. Maar ons bid saam. Die volgende Sondag, toe sy saam met haar in die kerk. En daai vrou blom. En die volgende Sondag is sy weer saam met haar in die kerk. En sy kan nie ophou blom nie. En sy is so happy, want haar man het haar nou geconsidereer, en hy is bereid om selfs die crowds te hanteer, sodat sy vrou net kan happy wees. Nee, nou wil ek amper al sê, klap vir hom hande, because well done. Amen. Nee, nou dis wat ons moet wees. Nou, ek moet kan weet, ek verskil, die man is 'n kognitiewe denker, die vrou is 'n emosionele wese. Amen. So beteken sy gaan werk op haar gevoelens, jy gaan werk op jou kognitiewe denke, en dit wat nie vir jou sin maak nie, gaan vir haar 'n gevoel wees. So nou moet jy dit kan besef, jy verskil. Die tweede plek waar jy verskil, is die persoonlikhede. Dis hoekom ons die persoonlikheidsanalises doen. Die derde een is, daar's 'n verskillende opvoeding en agtergrond. Broer, sy kom uit Pretoria uit, jy kom uit Boksburg uit. Hallo? En nie Gesina nie. Danville. En sy kom nie, of hy kom nie uit Boksburg Noord uit nie.
Hy kom so diskant brakpan. Nee, ek spot. Julle weet nie hoe kwaad kan my vrou raak. As sy vir my sê, of as ek vir haar sê, ja, jy kom ons van Danwil af, want sy is in Pretoria gebore, maar in die hospitaal. Maar dan kan sy vir my vreeslik kwaad word, wanneer ek nou sê, nee, sy kom uit Danwil uit. En, maar hier wil ek gou vir jou sê, ons het verskillende agtergronde. Jy kom uit verskillende kerkagtergronde uit, jy kom uit verskillende huise uit, jy kom uit, en dan wil ek nou sê, nou deesdae is dit nog erger, want baie van ons kom uit gebroke huwelike uit. Baie van julle jonger mense kom vanuit ma's en pa's wat geskei is. Die ander van julle wat nou al oud en redelik getroud is, hulle kom waar ma en pa tot aan die einde gebly. Dit is soos die oom en tannie wat op 70 of nee, hier by 90 jaar toe skei hulle. En hulle vra vir hulle, hoekom skei hulle? Nee, ons moet eers wag tot die kinders dood is, voordat ons kon skei. So hulle het vasgehou, hoor jy, nee, jy kan nie skei nie, want jou kinders, hoe gaan dit jou kinders beïnvloed, en hoe gaan die, hulle kom uit daai era uit, jy het vasgehou tot die einde toe, nee, toe skei hulle eers op 90 jaar, want toe is die kinders nou uiteindelik oorlede, so, hulle wou nie daai slegte beeld agterlaat nie. Nou, ons kom ook uit verskillende kerkagtergronde, nou hier gehoor gou daar, in marriage, you find two kinds of persons, the one is always right, and the other one is the husband. Maar toe het ek nou gedink, as die man vir sy vrou sê, jy is reg, is hy nou reg of is hy verkeerd? Nee, so as jou vrou altyd reg is, as jy vir haar sê sy is reg, is sy dan nou reg? Nee, is hy vir hy een keer in sy lewe, is hy reg, of is hy dan nou verkeerd? Maar, ja, nou kyk gegooi, die tweede uitdaging is die onvervulde behoeftes. Nou, manne, moenie jou vrou, omdat jy swinkies en drukkies wil hê, jou vrou gaan druk en soen nie. Gee jy vir haar blomme, dan druk en soen sy jou. Amen. So vervul haar behoefte eerste. En, soos wat hy nou die dag gesê het, nee, as hy nou met blomme by die huis aankom, gaan sy vrou vir hom vra, waar het jy rondgeloop, wat het jy verkeerd gedoen, wat het jy gesondig, dat jy skielik met blomme by die huis aankom, maar jy begin het nou reg gedoen, en gee gereeld vir haar blomme, dan gee sy vir jou die drukkies en die swinkies. Nou, daar is 'n boek met die naam van die 5 liefdestale, 5 love languages, as jy dit nog nie gelees het, gaan lees dit, want sommige van ons verskil. Sommige vrouens, en dan mans, is die drukkie en swinkie, hulle is die vat mense. Dan kry jy die tyd mense, die mense spandeer net tyd saam met my. En dan kry jy die praat mense, ek wil praat, ek wil kuier, ek wil gesels. En dan kry jy die geskenke mens. Hulle soek, jy kan hulle omkoop met 'n geskenk, né? En het, soos ek nou die dag gesê het, manne leer nou. Vir 'n vrou, as jy vir haar huis gee, of 'n ring gee, en of jy vir haar blomme gee, dit tel alles net 1 punt. So wil ek nie sê, hou jou 1 punte goedkoop, totdat jy kan bekostig vir die 1 punt wat duur is. Maar hou dit by die 1 punters, en maak seker, jy gee die geskenke, as sy 'n geskenke mens is, en dieselfde met hom. Maak seker, jy kan mekaar se behoefte lees, en mekaar se behoefte vervul. Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee, en wie is ons beste vriend? Jou maat, veronderstel om te wees. Amen. Dus dan jou groter liefde het niemand dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee, en dit is wat die agape liefde van Jesus Christus is. Hy het sy lewe vir ons gegee, nog voordat ons gelewe het hy al klaar sy lewe vir ons gegee. Hy daai agape liefde het hy aan ons gedemonstreer. Nou kom 1 Korintiërs 13, hy sê die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, né? Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Maar daai woordjie wat hy daar gebruik, dit soek nie sy eie belang nie. Nou kyk gou wat sê Spreuke 5 vers 18. Hy sê mag jou fontein geseënd wees en verheug jou
oor die vrou van jou jeug. Beteken, kom ons geniet mekaar. Kom ons vervul mekaar se behoeftes. En ons maak seker dat ons nie mekaar beroof nie. Hy sê, ek mag nie ophou om te doen wat reg is nie, omdat ek voel daar word nie reg aan my gedoen nie. Nou hier's nou 'n baie belangrike ding. Nou, ek gaan dit nou sê, julle sal nou sien op julle blaadjie is daar 'n prentjie van 'n man en 'n vrou wat rug aan rug slaap. Jy mag nooit die fisiese gebruik as 'n beloningsmiddel of as 'n strafmiddel nie. Jy mag jy jouself weerhou, omdat die Bybel praat van dat ons net dit sal doen as ons onsself aan vas in gebed lei. So beteken, daar moet konsiderasie vir mekaar wees. Ons kan eerder met mekaar praat en dan vir mekaar kan sê, dis soos die een ou wat, julle daar advertensie gesien, wat die ou by die huis kom met die pakkie, is dit Panados of Disprins, dan kom hy by die Disprins, en hy sê vir, weet jy wat, hierdie Disprins is extra strong, of hierdie Panados is so fantasties goed, jy moet dit toch probeer. Dan sê sy, maar ek het die kopsie, en hy sê, prys die Here. So ek en jy moet seker maak, as ons kopseer het, kom ons konsidereer mekaar, kom ons praat met mekaar, maar kom ons gebruik dit nie, en dat ons nie mekaar onvervuld laat nie. En daarom moet ons seker maak, ons doen die regte ding teenoor mekaar. As jy weet, die Bybel sê ook, as jy weet wat die regte ding is om te doen, en jy doen dit nie, is jy besig om te sondig. Nou hier wil ek gou dit sê, die Bybel praat van, manne, julle moet julle vrouens lief hê. En hy sê vir die vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees, en ons gaan bietjie later daarby kom. Maar nou, partykeer sal ons dink, ek kan nou ophou om haar lief te hê, want sy is nie onderdanig nie. En die vrou sê, nee, ek kan nou maar ophou onderdanig wees, want hy is nie regtig lief vir my nie. En nêrens in die Bybel het God 'n voorwaarde gestel nie. Nêrens in die Bybel het God gesê, dis maar reg, jy mag maar ophou om onderdanig te wees. En hier wil ek gou vir die vrouens sê, daai onderdanig wees is nie die prentjie wat ek en jy het nie. Die prentjie wat ek en jy het van onderdanig wees is jy's vloerlap eerder as poplap. En dis nie wat die Bybel bedoel nie. Die Bybel praat van om jouself te rangskik onder. Dan beteken dit, as jy jouself rangskik onder hom, dan tel jy jou man op. En dit kos baie keer 'n sterk vrou om 'n man te kan hoog hou. En dit spreek eintlik van jou sterkte, wanneer jy jouself onder hom kan rangskik, en hy presteer beter, omdat jy onder hom is, omdat jy hom ondersteun, omdat jy hom daar hou. En daarom wil ek sê, vrouens moet dit nooit beskou as 'n minderwaardige job nie. Beskou dit eerder as 'n eer, om jouself te onderskik, of dan te rangskik onder jou man, en jy maak seker hy presteer. As jy gaan lees, die Spreuke 31 vrou, dan praat hy van die Spreuke 31 vrou, waar sy besig is om al hierdie vlaswerk te doen, en al hierdie werke te doen, en sy is besig om te koop en te verkoop, en vir haar gesin te sorg, en haar man is in die poorte. Nou ek sê nie, manne, julle hoef nou niks te doen, en jy kan nou maar, jou vrou moet al die werk doen, nie. Wat ek wil sê is, manne, as jy lief is vir jou vrou, sal jy seker maak, jy hou jou werk, jy doen jou werk, en jy sorg vir jou gesin. En jy maak seker dat jy's in beheer van die besluite en goed wat geneem moet word, en dat sy nie nodig het om besluite namens jou te neem nie. Maar wanneer dit kom by die vrouens, wees daar. Wees daar in ondersteuning. Wees daar, as ek 'n kansie het, gaan ek vir julle 'n video wys van Bruce Wilkinson, wanneer hy praat van die vrou is die despot van die oikos. So wanneer dit kom by die huis, het 'n man geen sê nie. Wanneer dit kom by, hoorie, ons slaapkamer moet pink wees, dan moet hy dit maar aanvaar, hy gaan in 'n pink slaapkamer slaap, want sy is die despot van die oikos. So in die huis is sy die een wat, sy is die monarg van daardie huis, maar wanneer dit buite kom, is hy die een wat die voortou moet neem, hy is die een wat die leiding moet neem, en jy moet dan kan seker maak, jy volg hom. Nou kyk gou, die derde een is die onvergewe misdade. Wees verseker, as jy nog nie teen hierdie tyd gesondig het teenoor mekaar nie, is jy nog nie lank genoeg getroud nie. Dan beteken dit was gister gewees, en jy tot nou toe nog nie iets verkeerd gedoen nie. Hier wil ek gou vir julle sê, ek het een keer in my lewe dit ervaar, ek het die Saterdag 'n paartjie getrou,
Sondag, toe bel hulle my om te hoor, kan hulle die huwelik nietig verklaar. So, toe daai een glad nie gewerk nie. Toe moet ek briewe van al twee kry en sê, hoorie, nee, ek moet hierdie ding inhandig, ek kan nie hom so los nie. Julle moet vir my briewe stuur wat julle sê, julle wil hierdie huwelik nietig verklaar, en al twee moes toe vir my 'n brief skryf, en vir my 'n brief gee, nee, ek dink nie, hy is die man wat ek mee moes trou nie, en ek dink nie, sy is die vrou waarmee ek moes trou nie, en ek moes daai huwelik net daar en dan null and void verklaar. En maar ons sondig teenoor mekaar. Deur die goed wat ons sê, die goed wat ons nie sê nie, die goed wat ons doen en die goed wat ons nie doen nie. Nou kom Efesiërs 4 vers 32, hy sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergewe mekaar soos God in Christus julle ook vergeef het. En daarom moet ek kan sê, ek moet altyd een keer meer kan vergewe as wat my maat teenoor my gesondig het. En weet jy wat is ons maatstaf? Omdat God my vergewe het, moet ek ook my maat kan vergewe. As ek en jy nie meer bewus is van God se vergifnis vir ons nie, dis dan wanneer ons hard word en sê nee, ek kan nie jou vergewe nie. Nou ek weet, daar's nou 'n verskil. Daar's 'n verskil tussen net die daaglikse sondes teenoor mekaar en iemand wat oor die tou gaan trap. En daai goed maak verskriklik seer. Daar's verwerping by betrokke. Daar is wantroue en ek vertrou jou nie meer nie. Ek kan jou vergewe, maar kan jou nie meer vertrou nie. En dis die goed wat moeilik is. Maar dis waar die liefde dan inkom. Partykeer is die liefde groter as daai 'n daad van oortreding. Dan kom jy in en jy's bereid om dit te vergewe en jy's bereid om dit vry te spreek, maar dit vat lank voordat die vertroue daar is. En baie keer gebeur dit ook wanneer daar vorige verhoudings was. Dan sukkel jy, of as jou maat sê in jou vorige huwelik jou verneek het of dan nou oor die tou getrap het, dan sukkel jy om in hierdie verhouding jou maat te vertrou, want nou gaan hy ook maak soos hy, of nou gaan sy ook maak soos daai ene. En dis wanneer ons baie keer sit met fights, want hoorie, jy vertrou my nie, en ek is nie daai ou nie, of jy vertrou my nie, ek is nie sy nie, en dan baie keer veroorsaak dit wrywing, wanneer ons nie mekaar kan vergewe nie. Wanneer ons voor die kansel staan, is hy die oulikste, wonderlikste man, en daar is nie nog een soos hy nie, en sy is die sagste ou mensie, wat nooit raas of skree nie. Hallo? But back home, it's a different story. Amen. En dit is waar ek baie keer sê. Nou ek wil dit net vir julle noem. Ek het nou gehoop om by sleutel nommer 3 ook uit te kom, maar ek sien nou ons tyd het al klaar weer gevorder vanaand. Maar weet wat gebeur baie keer met troues, wanneer ek die mense trou, dan praat ek juis oor hierdie van die man wat die wonderlikste en oulikste is, en dan praat ek met die vrou wat die sagste is, en sy raas nie en sy skree nie, en dan sal die mense in die gehoor sal dan begin lag. En hulle weet, hoor jy, nee, hulle ken haar. Sy is toe nou nie so oulik soos wat almal gedink het sy is nie. Sy kan nog 'n lekker raas en skree as sy daarby uitkom. Nou, hier is waar ek en jy moet kan seker maak dat ons mekaar konsidereer en dat ons sodoende mekaar in ag sal neem. Ek wil hê jy moet net vinnig vir my daar aan jou linkerkant lees. Kyk gou daar, hy sê, just because your emotional needs are not being met does not mean you need to end the relationship. Rather, it means you and your spouse likely don't know how to meet your own or each other's emotional needs. So, it is more important for you to both learn how to recognize and then work towards meeting those needs. Amen. En dis waar ons dan tyd met mekaar spandeer. En hier wil ek vir die vrouens vra, vroue, as jy wil hê jou man moet vir jou seker goed doen, of jy verwag seker goed van hom, moenie dink hy is so slim, hy gaan weet wat jy dink nie. Kyk gou na mekaar, kyk gou na daai man, ek is amper klaar, 2 minute. Kyk gou na daai ou, en sê, my man, ek is baie lief vir jou, maar ek het besef, jy is nie so slim, om my gedagtes te lees nie. So ek sal van nou af my gedagtes aan jou bekend maak,
op 'n liefdevolle wyse. Amen. As jy 'n chocolate wil hê, stuur hom 'n WhatsApp. Moenie as hy by die huis kom en hy het vergeet om vir jou chocolate te koop om uittrap. Maar jy moes geweet het. Kom ek gaan gou vir julle sê, ek het 'n paar keer punte geskor. Wanneer ek met 'n chocolate by die huis aankom. En my vrou sê, hoe het jy geweet ek is lus vir 'n chocolate? Nou hier wil ek gou vir jou sê, moenie verwag hy gaan weet wat jy dink nie, moenie verwag hy gaan weet wat jy nodig het nie, kommunikeer. Maar manne, as sy met jou gekommunikeer het, en jy ignoreer dit, hell has no fury, like a woman scorned. Amen. Is daar iemand wat iets geleer het vanaand? Kom ons sluit die oë, hulle moet gaan. Vader, vanaand dank ons U, dat ons vanaand ook kon stilstaan by konsiderasie. En ek wil bid, Here, dat ons mekaar sal in ag neem, dat ons mekaar sal konsidereer, en dat ons van hierdie huwelik 'n groot sukses sal maak. Sal U, Here, ons help om mekaar se behoeftes te leer ken en mekaar se behoeftes te vervul en dat ons nooit teenoor mekaar skuldig sal staan, dat ons nie omgee of nie mekaar liefhet nie. Laat U naam vereer word in ons en deur ons, dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. En almal sê, Amen.